Soveel meer episode 15. Daar rol Renata se karakter Santi se karretjie van die brug af en kaptein Dion met die fantastiese blou oë kom toevallig van die dorp af op die oomblik toe paniekbevange toeskouers hulp begin soek en hy is die held wat die blou EcoSport oeverlangs agterna sit en inspring waar het teen 'n boom tot stilstand kom. Hy slaag daarin om die bewustelose vrou uit die voertuig te trek, op die oomblik toe die sterk waters weer sy houvas op die metaal kry. Agter hulle is daar krokodille wat mensbloed geruik het. Met bo-menslike krag slaag Dion daarin om homself en vir haar in die omgevalle boom se takke op te hys. Hy is 'n lugmagman. Hy weet mos van makkers oor sy skouers gooi en teen berghange en onmoontlike plekke uit te dra. So doen dit net, moedig Renata hom aan, en daar beland hulle in 'n mik, veilig en vereers uit die krokodille se kake, maar helaas heeltemal te ver van die oewer af vir hom om met 'n dooie gewig kant toe te klouter boomlangs. Die son het intussen gesak, skryf Renata, en die mense op die toneel kan hulle nie daar tussen die takke sien nie. Op die stadium toe die kar van die boom af loskom, was hulle seker dat die mense waarskynlik ook meegesleur is. Dion se enigste hoop is dat iemand later met 'n helikopter sal verbykom om na liggame te soek en hulle dan te vind. Behalwe dat daar waarskynlik aanvaar sal word dat hulle deur krokodille gevang en weggeneem is. Elke spier in sy lyf pyn van inspanning om Santi se dooie gewig liggaam nie uit sy arms te laat glip nie. Sy's nie groot nie, maar iemand wat nie help nie, is baie swaar om so vas te hou. Hy weet nie eens of sy nog leef nie. Hy sal dit nie kan hanteer as hy die oorsaak is dat sy vanaand terugval in die water, wat deur krokodille besmet is nie. Veral nie as hy dalk kies nog leef nie. Dit is deur donker nevels van pyn, dat Santi stadig maar seker haar bewussyn begin herwin. Boonop is sy in 'n knellende greep, en haar eerste reaksie is om te begin spook om los te kom, skryf Renata. Wag Santi, dit is mos jou naam, word kalm en luister vir my. Jy was in 'n ongeluk. Ons weet nie hoe seer jy gekry het nie, so probeer om liewer saam te werk, sodat ons hopelik albei lewendig uit hierdie netelige situasie gaan kom. Baie Dion, sy hou op stoei, sy luister, maar sy's nie noodwendig kalm nie, en sy hoor water wat bitter naby aan haar verby spoel, waar sy in 'n verskriklike ongemaklike posisie deur hom teen 'n boomstomp vasgepen word. Dan praat die man in wie se greep sy is weer. Kan jy onthou wat met jou gebeur het? Kan jy onthou wat jou naam is? Sy probeer dink. Ja, sy onthou naam. Sy Santi. En sy was op pad huis toe. Daar was water wat oor die brug gespoel het. Toe was daar 'n stomp, en die volgende oomblik is sy met kar en al van die brug afgespoel. My kar, steun sy. Ja, jou kar is ongelukkig weg, en jy, amper saam met hom. Sy begin huil, en haar tande klapper, dis koue, en dis skok. Luister vrou mensie, ek weet dit is verskriklik, en dat jy jou half deur die weer geskrik het, maar nou moet jy jouself eers probeer regruk en saam met my werk. Ek het nog nie kans gehad om jou behoorlik deur te kyk vir beserings nie, want jy was uitgeklink. So sê vir my, waar het jy oral seer? My kop, dink ek. Jep, inderdaad het jy 'n harde hout teen jou kop weg. En jou hande, ek dink jou hande het baie seer gekry. Hy versit haar effens, en toe vat hy aan haar hande en trek sy asem in. Hy hoef nie te sê hoekom nie, die nerve het saam met die klippe in die stroom gewaai. Haar arms voel hy een vir een deur haar windbrekerbaadjie.
Ja, gelukkig is jou arms heel, ek dink hierdie baadjie was jou behoud. Kan ek jou asseblief nou so effens verskuif, dat jy jou arms om die tak kan slaan? Ek was besig om greep op jou te verloor, toe jy gelukkig bygekom het. Hy vou haar arms om 'n tak, en toe gly sy arms af na haar denim langbroek. Hy voel oor haar bobene, haar knieë, en toe buk hy effens af, en voel aan haar kuite. Dit voel vir haar asof hy 'n gloeiende yster teen haar vasdruk, toe hy aan haar regterbeen vat. Eina, my been! Dit voel vir my asof jou regterbeen gebreek is, bo kan die enkel. Ek is jammer om vir jou te moet sê. Nou, hoe gaan ons hier uitkom? Vra sy. Ek weet nog nie, ek dink. Hy hou sy een hand op haar rug, asof hy bang is, dat sy haar tak gaan los, en toe voel hy na iewers aan sy eie lyf. Dankie tog, dit is nog op sy plek. En daar haal hy een of ander gereedskap van iewers van sy lyf af. Iets wat lig maak. Hy skei dit in haar gesig, en toe lig hy op haar hande, en toe gee hy 'n ontstelde uitroep, toe hy op haar been ook lig. Daar's baie bloed, sê hy. Hoekom is jy kaal? Jy's naak, sê Santi, want vanselfsprekend kan sy nou in die lig van die flitsie iets van die held wat haar gered het sien. 'n Sterk kennebak en 'n nek op 'n goed gevormde torso wat in 'n dunner middel in 'n, dankie tog, denimbroek verdwyn. Want ek het my baadjie en my hemp uitgetrek toe ek ingespring het om jou uit die water te gaan haal. Hy lig nou tussen hulle, en toe sien sy dit, die hemelsblou oë van 'n engel, wat sympathiek in haar gesig afkyk. En dit is ook die laaste wat sy vereers kan onthou, want sy voel hoe alles rondom haar weer begin swart word. Wanneer sy later weer bykom, is dit met die engel se arms, koesterend van die ander kant af, rondom haar en die tak gevou. Sy het weer eens haar greep verloor, en as dit nie vir hom was nie, het die rivier haar al soos 'n magneet getrek, en ingesluk, en saamgeneem. Wanneer hy sien dat sy by is, praat hy weer met haar. Sy asem en sy stem is nou hier styf teen haar wang, maak warm, want dit is koud, en toe voel sy 'n vibrasie teen haar lyf. Sy beur effens weg van hom af. Ek dink my selfoon is hier by my. Ek dink my selfoon lui, sê sy. Wat? Het jy 'n selfoon by jou? En hy werk nog? Die man kan dit duidelik nie glo nie. Ja, in my windbreker se binnesak. Dit is veilig daar, dit het seker nie nat geword nie. Maar my hande. Toe maar, ek sal dit beslis vir ons kry. Die engel maak haar rits versigtig los, en toe steek hy 'n hand onder haar baadjie in. Hy vra vreeslik om verskoning, toe hy sy hand bra langs stuur en begin soek na die foon. Daar in my linker binnesak, steun sy, verras omdat sy aanraking iets aan haar vrouwees doen, ten spyte van die koue en die pyn wat haar hele liggaam besit geneem het. Uiteindelik vat die engel die foon raak. Dit is net 'n wonderwerk dat dit nog werk. Hy kyk op die skerm en sê, Dewald. Dit is my broer, antwoord sy. En toe bel die man die nommer. Iemand roep uit, Santi. Nee, ek is nie Santi nie, maar sy is hier by my. Sy sê sy is jou suster. Ek kon ons in die takke van 'n oorhangboom ophuis, maar ek dink nie die mense weet dat ons die krisis oorleef het nie. Nee, hulle weet nie, hulle het opgegee op julle. Maar ek wou nog net eenmaal na my suster se stem luister op haar antwoordboodskap. Maar nou dat ons weet julle leef, ons kom. Hoe kry ons julle daaruit? Ken jy iemand wat bereid is om sy lewe met 'n chopper te waag? Vra Dion. Ek ken so ou, byt vas, antwoord haar broer.
Santi onthou nie veel van wat verder daar langs die water gebeur het nie. Maar toe sy later van die narkose af bykom, onthou sy net van die engel met die hemelsblou oë. Sy onthou glad nie dat hy sy naam een of ander tyd vir haar gesê het nie. Sy weet net dat hy haar met sy lyf warm gehou het en haar gehelp het om te oorleef in 'n boomtak, slegs 'n paar meter bokant krokodilbesmette waters. Sy's nog in intensief en half deur mekaar van die narkose, toe hulle eers haar broer by haar toelaat. En toe stap daar 'n engel met hemelsblou oë ook in. Hy het 'n masker oor sy gesig en beskermende klere aan sy lyf, maar sy weet dat sy daardie oë al iewers gesien het, miskien in die lig van 'n flitslig, iewers in 'n boomtak waar hy haar vasgehou het. En sy weet net een ding, as sy hierdie drama oorleef, wil sy in daardie oë kyk en sy fantastiese borskas teen haar voel, want sy skuld hom haar lewe met die grootste liefde en plesier. Het sy dit hardop gesê? Want verbeel sy haar of kry daardie blou oë nou sulke krakies langs aan, soos wat iemand homself verkneukel in een of ander baie snaakse grap of situasie? Of is dit lekker kry? Hy raak versigtig aan die verbande aan haar hande en buk vooroor, waarna sy warm asem in haar oor fluister. Kom ons wag maar eers totdat jy hier uitkom, dan kyk ons of jy nog so oor die situasie voel. Nou wat jy vir my beteken het, sal ek altyd so voel, my engel, verklaar sy, en voel hoe haar oë weer swaar word. Wel, ek dink, jy moet dit eers afslaap. Ek sal weer kom kyk hoe dit met jou gaan. Ek dink jy is nog bietjie deur mekaar van die narkose. Reg so, nag my engel, fluister sy en tuit haar lippe effens. Daar verskyn 'n soort paniek in die blou oë daar langs haar bed, maar die man kyk om hom rond. Toe vat hy die masker oor sy mond versigtig weg en rus sy mond net 'n oomblik op hare. Dion het nie weer by die hospitaal vir haar kom kuier nie, skryf Renata verder in haar storie. Maar die man daag 'n dag nadat sy ontslaan is, by haar huisie daar op die plaas op, met blomme en 'n soutert van die plaaslike tuisnywerheid. Eers toe, want vir 4 dae lank moes hy en sy makkers daar by die basis onverpoos werk om nog mense met helikopters uit bome te gaan haal op ander plekke waar daar ook verspoelings was. Want hy is mos eintlik 'n helikoptervlieënier as hy nie self saam met 'n mooi vrou in 'n boom vasgekeer is nie. Jy het nie nodig gehad om in die boom saam met my te beland nie, jy verdien 'n medalje, sê Santi nadat sy vir hom gewys het waar om 'n emmertjie te vind om die blomme in te sit. Nee, ek is nie gepla oor 'n medalje nie, maar ek kan nie wag dat jy jou persoonlike skuld betaal en jou beloftes nakom nie, spot hy. Wat se skuld? Vra sy. O my genade, dan blameer ons dit seker op die narkose. Hy waai kastig seer gemaak met die hand en stap kombuis toe. Hy skakel haar ketel aan en soek in die rakke vir bekers. Hy vra vir haar, wat drink jy? Koffie of tee? Koffie sal lekker wees, dankie. En daarvoor, my liewe Santi, skuld jy die man nog meer, besluit Renata, 'n man wat so waar regtig in staat is om vir jou koffie in jou eie huis te maak. En sy is nie regtig lus om nog meer in detail by te skryf nie, maar sy sal Chanel nie teleurstel nie. Daarom skryf sy 'n redelike aanloop van vrye rasies tot die eerste aand se behoorlike sessie, waarin hulle mekaar se arms beland nadat Santi se gips af is, en toe epos sy Santi en haar waterengel se storie aan Chanel. Sy doen dit onder haar eie
skuilnaam, die een wat sy altyd vir haar liefdesverhale gebruik, daardie een wat al haar vriende ook van weet. Ria Benadi. Sy dink aan die woorde wat sy een keer iewers gelees het. Skrywers is die enigste mense wat die reg het om hulle self wettig aan skizofrenie oor te gee. Sy is 'n skizofreen. Benadi, wanneer gelde in haar bankrekening inbetaal word. Ria Benadi, wanneer sy stories vir Van Ryn uitgewers skryf, en Tatika of Basjan, as sy stories skryf, wat haar en enige ander mense se ore en lywe sal laat tuit en gloei. En Renata Benadi, vir almal wat haar persoonlik ken. Hugo van Ryn laai sy bakkie eers Dinsdagoggend af, toe dit vir die eerste keer ophou reën het. Die son skyn. Dit is weer op en af met die trappe. Die inhoud van die yskassie, wat hy altyd in sy bakkie het, draai hy in 'n sak op. Gelukkig het hy al geleer om nie te veel kos in te pak, as hy net vir 'n naweek iewers heen gaan nie. Hy gebruik eerder alles op en koop weer, as om met massas terug te kom. Hy dra sy klere sakke op. Dit is die ander manier waarop hy vakansie hou. Hy vat nie baie klere saam nie, maar hy pak 'n leë toksak in vir sy vuil wasgoed. Die sak los hy sommer daar op die stoepie voor sy houthuisie. Hy gaan sommer net so met dit oorstap na die Lapa om sy wasgoed daar in die gemeenskaplike waskamertjie te gaan was. Uiteindelik haal Hugo die laaste goed uit sy bakkie. Hy sit sy padkaarte weer op hulle plek en daardie spasie agter die passasierssitplek. Daardie kaarte wat hy in die wildtuin gebruik, waar hy nie noodwendig die GPS wil aanskakel nie. En toe staan hy met die Pada Makrami in sy hand. Die ding voel darm nie vir hom soos iets wat langs 'n man se boshuis se voordeur behoort te hang nie. Die spasie is in elk geval 'n bietjie aan die klein kant. Miskien moet hy dit eerder deel met almal wat van tyd tot tyd die Lapa besoek. Hy sit sy bossie wakspoeier, 'n hamer en 'n spyker bo in sy toksak, en toe stap hy trappe af en met 'n wye draai in die Lapa se rigting. Hy wil die ander kampbewoner mos ten alle koste vermy. Daarom benader hy die Lapa van die wasgoeddrade se kant af. Duidelik het huisie nommer 1 se inwoner ook besluit om die eerste sonnige dag van April te benut vir wasgoedwas, sien hy. Daar hang 'n stopdeken en 'n paar lang broeke op die draad. In die waskamer sien hy dat die wasmasjien nog steeds aan die loop is. Dan is sy nog nie klaar met haar tweede was nie. Hy loer vinnig op die program en sien dat daar nog net 10 minute oor is. Dan maar sy sak neersit en vir Pada so lank ophang. Hy sal wegloop en haar so 'n halfuur gee om haar wasgoed te kom uithaal en ophang. Die drade hierdie kant los hy vir haar, want syne gaan hy in 'n plastiek wasgoedmandjie haal en daai kant oplaai. Ophang. Hy hou die tou Pada aan die muur daar langs die wasbak en besluit hoe hoog teen die teerpaal daar 'n spyker moet kom. Iewers teen die skermhoute. Toe doen hy dit. Hy's goed met spyker. Hy's mos meesal sy eie handyman. Jy weet, eerste slag reguit in. Toe hang hy vir Pada. En daar laat val hy amper sy hamer toe hy omdraai, want iemand staan met pieringwye oë vir hom en kyk vanuit die deuropening van die Lapa. Die mooi vrou wat in nommer 1 bly. Hugo onthou darm nog dat hy iewers met 'n meneer of 2 uitgereik is. Daarom groet hy, môre, en toe wil hy wegstap. Maar sy groet nie terug nie. Sy vra, waar kry jy daai ding? Gekoop by die wrakpadstal, antwoord hy en wil byvoeg, waar iemand dit in my keelgat gaan staan en afdruk het. Hy vra, hoekom? Dink jy ook dit is 'n gedrog wat as vuuraansteker gebruik moet word? Sy antwoord, nee, ek het net gewonder, want sien, ek maak daardie gedrogte. En toe draai sy na spore om en gaan maak die wasmasjien
in haar skotteltjie leeg. Word vervolg.